groot is ons God, ons hoe groot is ons God, en almal sal sien, groot is ons God, en hoe groot is ons God, en ons hoe groot is ons God, en almal sal sien, groot is ons God, groot is ons God, en groot is ons God, ons groot is ons God, en almal sal sien, groot is ons God, en hy is die naam bo elke naam, en hy is die naam bo elke naam, en waardig is die Lam, en my hart sal sing, groot is ons God, hy is die naam bo elke naam, en hy is die naam bo elke naam, en waardig is die Lam, en my hart sal sing, groot is ons God, en hoe groot is ons God, en hoe groot is ons God, ons groot is ons God, en almal sal sien, groot is ons God. Ek gaan net vanmôre met jou deel soos wat dit op my hart lê, en ek gaan nie vanmôre klaarmaak nie. Hierdie is die eerste gedeelte, maar dit is iets wat my baie diep raak, en ek wil dit vanmôre met jou deel, en ek wil vanmôre met jou praat rondom die tema 'n moeilike vraag. Op my notas het ek geskryf 'n baie moeilike vraag. Is dit oukei as ek vanmôre so 'n bietjie preek? Is dit oukei? Ek lees vir jou Rigters die 6de hoofstuk, en ek lees vir jou vanaf die 11de vers. Een van die merkwaardigste gedeeltes in die Ou Testament. Die woord van die Here sê: toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan. Ek wil net hê jy moet net sien, as daar 'n engel staan, en engel is 'n hoofletter, dan is dit, ek gaan nie vanmôre in die debat aangaan nie, maar as die Ou Testament is die gebruik van die vertalers, as in die Ou Testament engel gestaan met 'n hoofletter, dan praat die Bybel gewoonlik van Christus. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Asbisrichu behoort het. Dan skryf hy, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die paarskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. Die engel van die Here daal neer, en die engel van die Here sit daar onder 'n terpentynboom, en Gideon is besig om die koring uit te sorteer daarso. Verskoon tog. En die engel van die Here het aan hom verskyn, dit is aan Gideon, en gesê: die Here is met jou, dapper held. En toe vraag Gideon nie die vraag, hy sê, toe vraag Gideon hom. Hy sê: ag my Heer,
As die Here met ons is, daar's 'n moeilike vraag. As die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? Het ek en jy dit nie al almal op een of ander stadium in ons lewe gevra nie? As die Here dan met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? Israel beleef 'n baie moeilike tyd in hulle geskiedenis net vinnig. Hulle word geteken deur 'n vyandige volk en dit gaan elendig. Die Midianiete is besig om hulle te terroriseer. En in een woord, ek spaar jou die geskiedenisles, dit gaan sleg met Israel en dit gaan sleg met Gideon. En Gideon is besig om die oes te red, want die geskiedenis vertel dat die Midianiete het gediere gekom, tydig en ontydig, en dan het hulle verwoesting gesaai. En baie keer as die oes nog op die land is, dan het hulle gekom en hulle die kos gesteel. En as hulle die kos gesteel het, daai tyd was daar nie Pick n Pay Checkers en Spar nie. As hulle die kos gesteel het, was daar nie kos in die land nie, en dan was dit hongersnood. En Gideon is besig en dit is 'n gesukkel, en hy is besig om te kyk om die oes te red. En hy's daar op die parskyf besig, baie oudtydse dorsmasjien om die koring en die kaf en die goed te skei, dat hulle kan kos het om jou brood te maak. En terwyl Gideon besig is, en hy staan daar en hy's besig om hierdie oes te probeer insamel, die verskyn die engel van die Here aan hom, en die engel van die Here sê vir hom, die Here is met jou, dapper held. Wat 'n iets om vir iemand te sê in daardie toestand. Die Here is met jou, dapper held. Ek wil vanmôre vir jou sê dat Gideon het nie dapper gevoel nie. Hy het nie sterk gevoel nie. Hy het nie gevoel asof die Here met hom is nie, maar ten spyte van die omstandighede, ten spyte van alles wat gebeur, kyk die engel van die Here vir Gideon en sê vir hom, Gideon, die Here is met jou. Gideon, jy is 'n dapper held. Merkwaardige gedeelte. En Gideon kom op 'n plek, en as jy die hele Rigters lees die verhaal van Gideon, dan besef jy dat Gideon kom op 'n plek van sy lewe waar Gideon hoor wat die engel vir hom sê. Maar Gideon glo dit nie. Hy hoor dit, hy glo dit nie. En baie keer hoor ons ook, maar ons glo dit nie. En ons voel ook so in hierdie gedeelte, terwyl ek hierdie week met hierdie gedeelte worstel, besef ek, Here, maar ons voel ook so. Here, hoe kan ek dapper wees? Here, hoe kan ek 'n held wees? Here, hoe kan ek sterk wees? Here, hoe kan ek oorwinning verklaar? Here, hoe kan ek weet dat ek voel nie eers altyd, U is met my nie, maar dan kom die engel van die Here en hy sê, die Here is met jou. Is weet een van julle al so gevoel? Net Leon het al so gevoel, wat ons sê, Here, U sê, ek is 'n dapper held, U sê, ek is sterk, maar ek voel nie so nie. En dit is baie keer hoe ons onsself sien. En baie keer kyk ons na onsself en ons kyk na die Midianiete, ons kyk na die omstandighede rondom ons, dan voel ons swak en ons voel elendig en ons voel onseker. Maar ek wil net vanmôre met iemand praat, ek bid oor hierdie gedeelte en ek bid, en terwyl ek bid ek hierdie woorde uit en ek wil dit vanmôre met jou deel. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat God sien jou nie soos wat jy jouself sien nie. Die Here sien jou nie soos wat jy jouself sien nie. Jy dink dalk, jy is niks nie. Mense behandel jou dalk soos niks nie. Jy voel dalk, jy is swak. Jy voel dalk, jy is alleen. Maar as jy maar net vanmôre geweet het, as jy net vanmôre, al voel jy in 'n ellendige toestand, as jy maar net vanmôre weer bewus kan wees van die feit dat die Here is met jou. Ek lees iets interessant, en Gideon het eers in die later hoofstukke, het hy dit raak gesien. Gideon is in so 'n toestand, hy is in so 'n, hy het eers besef, hy praat met die engel van die Here nie.
Hy het dit eers later agtergekom. En weet jy wat? En baie keer wanneer ek en jy voel, ons is so swak en ons is elendig en dinge loop nie reg in die lewe nie. Weet jy wat? Ons kan baie keer nie eers sien dat die Here is hier naby ons nie. Terwyl dit juis in daardie tye van die lewe is, wat jy op jou swakste, op jou elendigste voel, wat die Here naby jou is. Jy sien, God werk nie soos 'n mens nie, en die Here kyk nie soos 'n mens nie. Ek lees hierdie skrifgedeelte in Joël 3 vers 10. Ek en jy kan dit nie verstaan nie. Ek wil hê jy moet sien, hoe dink die Here vanmôre? Hoe werk die Here? Hoe sien hy? Joël 3 vers 10, hy verklaar, hy sê, laat die swakke sê. Nie die sterke nie, nie die een wat in oorwinning is nie, nie die een wat altyd alles reg doen nie. Hy sê, laat die swakke sê, ek is sy held. As jy swak voel vanmôre, laat jy sê, ek is sy held vanmôre. Die Engelse Bybel sê, let the weak say, I am strong. 2 Korintiërs 12 vers 9 geskryf. Hierdie woorde hy sê, en hy het vir my gesê, Paulus wat skryf, hy sê, my genade, is jy nog dankbaar vanmôre vir die genade van die Here? Hy sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk, kan jy vanmôre verstaan, dat wanneer jy swak is, dan is jy eintlik sterker. Wanneer jy swak is die Here op sy naaste. Wanneer jy swak is jou oorwinning voor die deure van die genade en die krag van die Here. Ag, is iemand met my vanmôre, die krag van die Here word in swakheid, word hy volbring. So jy wat vanmôre swak is, gaan kyk dit in jou spieeltjie man, en sê vir jouself, ek is swak, maar die Here sê vanmôre, ek is 'n dapper held. Amplified skryf, ekskuus as ek so 'n bietjie opgewonde raak, ek sal my volgende naweek weer gedra. Die Amplified skryf so mooi, en ek hou van die Amplified, want hy verduidelik dit net so mooi. Hy sê, for when I am weak, in human strength. So ja, as my tong knoop, dan moet jy kom help met die Engels, suster. In human strength, then I am strong, truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. Met ander woorde, die Amplified skryf, hy sê, wanneer jou krag opraak, dan tap jy in by die krag van die Here. Ons het groot geraak en ons het dit gekyk daai jare, maar daai jare was alles anders op TV. Toe is dit nie WWE en Mr. McMahon en al daai goede nie. Toe het ons nog Rofstoei gekyk. Wie onthou dit? Nou gee ek my ouderdom weg. Tot vandag toe weet ek nog nie of dit regtig is of nie. Ek weet net van Jan Wilken en daai man. Of wat het hy? Hy het geboks. Hy het gestoei ook. En ek onthou hulle het so 'n ding gehad wat hulle so 2-2 in 'n span gerofstoei het. En dan het die een of die twee, maar mens weet nooit of dit regtig was nie. Dan het die twee nou weer in die kruit ingeklim. En dan het daai twee manne mekaar afgestof daar binne. Hulle spring op mekaar en gooi mekaar en slaan mekaar en klap mekaar, maar niemand bloei ook ooit nie. Maar dan het hulle mekaar daar in die kruit goed afgestof. En dan staan hulle maatjies so op die hoeke en dan lê die maatjies so, die een moet nou net aan sy hand kom tik. Weet jy, wie het dit al gesien? En dan kom die een, en dan kruip hy later, en dan sleep hy aan een om so aan die voet terug, en dan skop hy weer, dan kruip hy. En dan tik hy net so aan sy maatjie. En as hy so aan hy maatjie getik het, dan klim hy maatjie deur hy kring. En as hy maatjie deur hy toue geklim het, 1, 2, 3, dan stof hy die ander een af. Het julle dit al gesien? 1, 2, 3, dan is die een wat verloor het, die span wat verloor het, is ewe skielik die wenner. Want daar was iemand in sy hoek gewees, dat iemand wat in die geveg ingeklim het. Ek wil nou nie vanmôre soos 'n oudtydse Pinkster prediker klink nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat daar is iemand aan jou kante, daar's iemand in jou hoeke, sy naam is Jesus, hy's die koning van die koninge, hy's die Here van die Here, en hy veg jou geveg vir jou. So as jy so swak is, en jy kruip jy
As jy hom net so kan aanraak, dan staan jy terug en dan hang jy daar oor die toue en jy drink jou water en dan sien jy hoe die Here vir die geveg vir jou veg. Ag, kan jy net gou vir iemand daar by jou sê, die Here is met jou, dapper held. Die Here is met jou, dapper held. Ek voel ek praat vanmôre met iemand. Gideon sien dit nie. Die Here bemoedig hom, maar hy vat dit nie. Vra ons ook soms die vraag. Here, maar as U dan met my is, hoekom gaan dit dan so? As U dan met my is, ek wens ek kan vanmôre klaarmaak, maar ek gaan nie kan klaarmaak vanmôre nie. En ek vra ook myself die vraag, Here, maar hoekom? Hoekom gaan dit so met my? Here, ek dien nie ook. Dit is hoe ons mense mos praat en redeneer, en dis reg. Die Here waardeer 'n eerlike hart en die Here waardeer jou gevoel en jou eerlikheid en jou opinie. Klank dit met die nodige respek is. Here, ek dien nie ook. Here, ek is ook die kind. Here, ek is miskien nie die soetste kind nie, maar Here, ek probeer daar my bes. Here, ek bid ook. Here, ek glo. Ek kom ten minste daarom 2 keer 'n maand by die kerk uit en op 'n goeie maand is ek daarom 3 keer in die kerk. Here, ek probeer, maar Here, hoekom gaan dit so? Weet jy wat is vir my mooi? Nou blaai ek deur die Bybel. En ek dank die Here vir tegnologie en digitaal en knoppietjies en al daai goed wat ek nie verstaan hoe dit werk nie. Maar hier's my Bybel en ek hou nog af van om deur hom te blaai. En ek kom by Psalm 73 en ek sien, maar Asaf het presies dieselfde vraag gevra. Psalm 73. Asaf begin Psalm 73 met hierdie vraag, met 'n verklaring, en Asaf verklaar en hy sê, begin die gedeelte en hy sê, maar waarlik, God is goed vir Israel. En toe skryf hy die woorde in vers 3. Ek wil net kyk of ek dit neergeskryf het, daar is hy. Hy sê, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Engels skryf dit amper beter, hy sê, I was envious of the arrogant, as I saw the prosperity of the wicked. Asaf kyk na sy eie lewe, en Asaf kyk na sy uitdagings, na sy probleme, hy kyk na die dinge wat hy moet trotseer in sy lewe, en dan kyk hy oor die draad na die goddelose. Dan sê hy, Here, maar hulle dien nie. Hulle maak wat hulle wil, hulle leef soos wat hulle wil, hulle sê wat hulle wil. Hulle leef asof God nie bestaan nie, en kyk, dit gaan goed met hulle. En dit is interessant dat Asaf vra dieselfde vraag, en wat ook vir my interessant is, dat die Bybel sê die oomblik, toe hy na die goddelose begin te kyk, toe gly sy voete amper onder hom uit. Ek wil vandag vir jou sê, kind van God, as jy geestelik wil val, begin jou oë sit op die goddelose. Hou jou oë van die goddelose af, hou jou oë van die wêreld af, en kry jou oë op die Here. Maar hy het dieselfde vraag gevra. Here, maar hoekom gaan dit dan so met my? En ek wil 'n paar oomblikke vanmôre net oor iets gesels. Gee my nog net so 10 minute, dan se klaar. En ek skryf hierdie 'n paar woordjies neer en ek wil dit vir jou lees. Moeilike tye in jou lewe maak jou sterk. Moeilike tye in die lewe maak jou sterk. Moeilike tye vorm jou. Moeilike tye berei jou voor vir dit wat God vir jou instoor het. Luister gou na hierdie aanhaling. Hy sê, your strength doesn't come from winning. It comes from struggles and hardships. Everything that you go through prepares you for the next level. Alles wat hier ek en jy gaan, is 'n voorbereiding vir die volgende plek of vlak waarin die Here ons wil heenvat. Ek sit en dink net onwillekeurig aan Dawid, en ek hou van Dawid. Ek het al seker meer in my lewe gepreek oor Dawid en Goliat as oor enige een.
Maar ek lees die verhaal van Dawid en Dawid eendag sit hy in die veld en as Dawid nou soos ek was, het Dawid daar gesit met sy koffie en met sy toebroodjies. En Dawid, as hy nou 'n grabou was dit sy knipmes in die biltong. En Dawid sit en hy pas sy pa se skape op. En die Bybel sê, en Dawid vertel self die storie in 1 Samuel 17, en terwyl Dawid nog so sit, toe was daar 'n leeu, en toe was daar 'n beer. Ek weet nie van jou nie, maar die laaste 2 goed wat ek wil sien, as ek alleen in die veld is 'n beer en 'n leeu. Veral as ek net 'n ketty by my het. Nie eers met 'n geweer sal ek kans sien vir 'n beer en 'n leeu nie. En Dawid is besig om sy pa se skape op te pas. Ek wil hê met die storie hoor. En daar's die leeu en daar's die beer. En die woord is nie 100% duidelik nie, want Dawid praat van die beer en die leeu, gaan lees dit self in 1 Samuel 17 vers 34, maar een van die 2 goed gryp 'n skapie, en die Bybel sê, Dawid het gegaan, en hy het hulle gaan verslaan, hy het 'n geveg opgesit met die beer en die leeu, en hy die skapie het hy teruggevat. En Dawid staan voor Saul, en Dawid vertel hierdie storie, voor Saul, en Dawid vertel vir Saul, en Dawid sê vir Saul, koning Saul, ek het die beer, en ek het die leeu doodgeslaan. En boonop was Dawid nog bitter jonk. Maar ek wil hê jy moet die groter prentjie vanmôre sien, en ek wil hê jy moet in jou lewe ook kyk na die groter prentjie vanmôre. Toe Dawid die dag voor Goliat staan, kerk, jy moet my hoor vanmôre, ek praat met iemand, toe Dawid die dag voor Goliat staan, toe verstaan hy, hoekom moes die beer en die leeu sy pad langs kom. Toe hy die dag daar staan, en Goliat staan voor hom, en Goliat daag die slagorders van God uit, toe weet Dawid, dis hoekom die leeu en die beer my pad langs moes kom, dis hoekom ek die verwerping moes deurgaan, want dit was my voorbereiding om Goliat te verslaan, sodat ek kan instap in dit wat God vir my instoor het. Daar's altyd 'n groter prentjie. Altyd groter prentjie. Dit was die beer en die leeu wat Dawid begin voorberei het om koning te wees van Israel. Josef word deur sy eie broers, ek is nou klaar. Josef word deur sy eie broers verraai. Arme man, hulle gooi hom in 'n put, hulle verkoop hom as 'n slaaf. Daarvan word hy vals beskuldig deur 'n vrou wat hom nie kon gedra nie, en hulle gooi hom onskuldig in die tronk. Asof dit nie erg genoeg is, vergeet hulle dat hy in die tronk is, en om sy storie nog 'n bietjie meer hartseer te maak, sy enigste vriend wat hy toe het, vergeet toe nog van hom. Elendig het ek en jou al so gevoel. Net toe hy dink hy daarom nou uiteindelik 'n vriend, toe vergeet hulle van hom. Maar die dag toe sy broers voor hom buig, kerk, ek praat met iemand vanmôre wat deur dinge gaan wat jy nie verstaan nie. Die dag toe sy broers voor hom buig, toe verstaan Josef hoekom moes hy deur die put en deur die tronk en deur die verwerping gaan, want God het altyd 'n groter prentjie. Here, hoekom gaan dit so met my? Here, as U met my is, hoekom gebeur hierdie dinge? Ek wil vir jou vra, kerk, is die Here nie besig om jou voor te berei vir iets wat jy nog nie eers van weet nie? Ek bid en ek kan nie soos 'n ander ou sit in 'n preek Google nie. Ek moet nog bid oor hierdie klas dinge. En ek bid, en terwyl ek bid, het ek maar altyd 'n pen en papier, en terwyl ek bid, skryf ek hierdie woorde neer, en ek wil dit vir jou lees. En ek wil vanmôre, met iemand praat vanmôre, ek voel die inspirasie van die Heilige Gees, ek wil vir iemand vanmôre sê, jou omstandighede is nie jou einde nie, dit is die leer wat God geplaas het, wat jy kan klim. Jou omstandighede is nie jou einde nie. Dit is die leer wat God daar geplaas het, sodat jy kan klim. Here, hoekom gaan dit partykeer so met my? Is dit nie omdat die Here jou dalk voorberei het nie? Ek en jy nie dalk net op 'n plek kom wat ons oë afhaal van dit wat voor oë is, dat ek en jy net 'n bietjie die groter prentjie begin raak sien nie. Ek wens vanmôre dit was die hele gemeente wat hier is vanmôre. Hoekom gaan dit so?
Kom gaan dit so, want die Here berei jou voor. Kom, ek doen nog net hierdie een, dan sluit ek af. Is julle nog met my vanmôre? Enig iemand dat jy vanmôre in die bed gebly? Julle skyn heilig. Ek dink, dit was 'n grapie met die my WhatsApp stuurie. Dankbaar is in die huis van die Here. Nog een. Dit is 'n swaar een. En ek en jy wil nie altyd hierdie een verstaan nie. En ons wil nie altyd hê dit moet ons oorkom nie, maar dit gebeur. Kan ek vanmôre vir jou sê dat die Here toets 'n mens. Dat die Here toets jou geloof. Jy gaan kyk in die industrie. Hoe sterker die voorwerp, hoe strawwer is die toets. Hulle vat nie, Nico sal nou weet, die manne met die groot kar en die vragmotor, hulle vat nie 'n 4x4 en hulle gaan toets die ding op 'n teerpad nie. Hulle vat daai 4x4 en hulle jaag met hom deur gate, berge en dale en weet nie, wat is 'n 4x4? Hoe strawwer die voorwerp, hoe sterker is die toets, of hoe sterker die voorwerp veronderstel is om te wees, hoe strawwer die toets. En hoor my vanmôre, ek wil net vanmôre vir iemand sê, hoe sterker jy is, hoe groter gaan jou toets wees. Hoe sterker jy is, hoe groter gaan jou toets wees. Hoe kan ek dit maar sê vanmôre sonder dat iemand aanstoot neem? So sterk soos wat die Here, ek gaan dit in elk geval sê, so sterk soos wat die Here wil hê jy moet wees, so sterk straf gaan jou toets wees. Van die Here gaan vir jou wys vir die dinge wat jy sterk genoeg moet wees. Ek wil vir jou iets lees. Hy sê, God never, God never uses anyone greatly until he tests them deeply. Kan ek vir jou vra vanmôre, het jy daai toets al deurgekom? Of hoeveel toetse het jy al gedop? Hoeveel toetse het jy al gedryp? Jeremia 12:3 skryf hy die woorde. Dis weer net mooi in Engels, hy sê, but you, Lord, you know me, you see me, and you test my heart towards you. Die Here toets jou hart, die Here toets die gesindheid van jou hart. En hoeveel keer het ek al in my lewe gesien, die oomblik wanneer die toetse begin kom, begin mense teen God rebelleer. Nee, die Here toets jou hart, die Here toets jou gesindheid. Kyk wat skryf Paulus. Paulus is 'n man wat alles verloor het en van vooraf moes begin en in vervolging sy lewe klaar gemaak het. Hy skryf in 2 Korintiërs 1:8-9. Hy sê, want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Paulus sê in effek, hy sê ons was bang vir ons eie lewe. Hy sê ons het alselfs by onsself die doodvonnis oor ons gehad. Hulle is ter dood veroordeel. Hy sê sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Paulus sê, ek het soveel geloof in God gehad, selfs al maak hulle my dood, ek is tevrede, ek is gerus, want as God my wil laat lewe, dan sal God my lewe. Selfs in die doodskaduwee het Paulus nie aan God getwyfel nie. Hoe maklik twyfel ons? Hoe maklik twyfel ons, asof 1 of 2 keer gebid het en die Here antwoord nie, as dinge 'n bietjie tyd vat en die Here antwoord nie, as ons nie altyd dinge kry hoe ons dit wil hê nie, dan twyfel ons. Paulus skryf, hy sê nee, al het hulle die doodvonnis oor my uitgespreek, ek was nie bekommerd nie, want my geloof en my vertroue is in die Here.
Die een gedeelte, een van die mees kontroversieelste gedeeltes in die Ou Testament, is in Genesis 22. Ek is amper klaar. Die Here sê vir Abraham, vat jou seun en gaan offer hom. En asseblief moenie my glo nie, gaan lees dit self, Genesis 22. Gaan vat vir Isak. Gaan met Isak die berg op. En dan gaan offer jy vir Isak. Is net daar waar ons begin, Here, regtig? Here, wat nou? Die Here sê, gaan offer vir Isak. En omtrent halfpad, dis nou my eie verbeelding, maar dit staan daar, teen die berg op, vra Isak vir Abraham, maar pa, waar is die offer? Nee, hulle was al amper op die berg, was al besig met die offer. Maar pa, waar is die offerlam? En Abraham antwoord toe en hy sê, maar God sal voorsien. Dis wat Jehovah Rapha vandaan kom, the God that will provide. Isak moet nie bekommerd wees nie, God sal voorsien, maar intussen tyd is Abraham besig om die altaar voorberei om vir Isak op te offer. Gaan lees dit. Gaan lees dit. En ons ken die verhaal en hoe die Here voorsien het en die ram vasgesit het daar in die bos. En weet jy wat sê die Here vir Abraham? In Genesis 22 vers 12 sê die Here hierdie woorde. Net hierdie woorde. Die Here sê vir Abraham, nou weet ek. Die Here sê vir Abraham, ek het jou getoets en jy het die toets, het jy deurgekom. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, jy sit ook vanmôre hier so en jy vra, Here, as U met my is, hoekom gaan dit so? Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, miskien is hy besig om jou te toets, en dan wil ek by jou pleit vanmôre, moenie die toets dop nie, maar hou jou geloof in die Here. Want in die gees, ek gaan dit sê, die geesteswêreld is nie die nuwe Suid-Afrika nie. Hier moet jy gaan elke trappie van elke leertjie, gaan jy klim. En 'n toets wat jy dryp, is in die gees, is 'n toets wat jy weer gaan skryf. Ek sal nooit vergeet, hy is nou nie hier nie, en hy gaan heel waarskynlik ook nie na die boodskap kyk nie, so ek gaan dit nou maar sê. Ek onthou toe Jaco gegaan het, die eerste keer wat hy gaan uitpasseer het, toe dryp hy die ding. Man het so hard geoefen, en ek nog eers my koffie oopgemaak het, toe kom hy alweer terug, toe hy gedryp. Toe hy weet nie wat, toe hy een van die paaltjies, lyk my sommer tot niet gery, toe hy gaan uitpasseer het. En die man was ongelukkig, en die man was kwaad, en die man het net daar besluit, hy gaan in sy lewe nie weer bestuur nie. En toe hy vir 'n tyd lank ook geoeber, totdat hy agtergekom het, sy sakgeld gaan dit nie hou nie. Die universiteit is 'n bietjie ver. En hy het gemoun en hy het gekerm en hy het gekla. Maar daar was net een pad. Hy moes dit maar net weer gaan skryf en deurkom. Ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, jy gaan by toetse in jou lewe kom. Jy kan maar kerm, jy kan kla, jy kan moan, jy kan vir die wêreld kwaad wees. Daar is vir jou net een oplossing. Kom daar die toets deur, dat jy kan aanbeweeg na die volgende vlak toe. Kom hom deur, moenie hom dop nie. Dit is 'n groot getuienis en ek sal dit by my dra vir die res van my lewe. Dis nou net oor die 4,5 jaar terug. Die treklorry, ons goedjies hier kom aflaai het, vir ons nuwe seisoen hierso. En ek het dit al gesê, en ek gaan dit weer sê, en ek gaan dit nog 100 keer sê. En alles loop verkeerd. Alles wat kan breek, en Marius was toen nog hier, wat kan die help? Alles gaan verkeerd, en alles, ek sal alles breek en alles gaan verkeerd, en ek dink, Here, het ons hierna toe gestuur, Here, hoekom gaan dit so? Nou bid ek ook, ag Here, asseblief, ons het 'n kat, moet net nie dat hierdie kat dood gaan nie, want dis Annelies se kind daai, moet net nie dat die kat dood, hier gaan die kat ook dood. Die kat kos 7.000-8.000 rand, kom uit die veearts uit, die eerste dag van die katjie, sy voetjie buite die huis sit, die ry die kar om dood. Julle lag, ek het nie toegedink is snaaks. Dis nou snaaks. Nou sê ek ook, Here, kon die kat nie maar eers dood gegaan het, en nou moet ek die veearts ook betaal. En dis die goeie tye nie, ja, Landak, weet jy lag.
En ek is vies vir my, en ek is vies, en ek is omgekrap, en ek stap net, dat ek net kan stap, die daai tyd, toe weet ek al, daarom maar by Orchard is koffie, en ek stap toe nou net somme hier af, en toe ek hierdie pad hier vat, toe begin ek te bid, Here, maar hoekom nou dit, en hoekom nou dat, en ek sal dit nooit vergeet nie, en na die oomblik ervaar ek die stem van die Heilige Gees, wat vir my sê, moet net nie die toets stop nie. En net so vinnig, soos wat al die verkeerde dinge begin kom met al die nonsens, net so vinnig het daar weer kalmte in die huis gekom. Moet net nie die toets stop nie. Ek wil afsluit met 'n storie. Ek wil vir jou 'n storie vertel, en ek het nog so 'n paar goed wat ek wil sê, die hoekoms en die waaroms, en as die Here wil, sal ek volgende week hierdie boodskap klaarmaak, wanneer ons almal weer by mekaar is. Maar ek wil vir jou 'n storie vertel, wat my so diep geraak het. Dit het my so diep geraak, ek het hierdie psalm in my dagboek gaan skryf. Hoor ek hier terug. Psalm 34 vertel weer van seker my geliefde Ou-testamentiese Bybelkarakter. Vertel van Dawid. Jo, daai dag wat Dawid, nou wil ek vanmôre, die Here met my help, ek sukkel, nou wil ek vanmôre aanhou sê, die dag toe Dawid vir Goliat 'n facelift gegee het, maar nou weet ek kan dit nie sê nie. Maar die dag toe Dawid vir Goliat oorwin het, toe verander Dawid se lewe heeltemal. En hy word verwelkom in die koning se paleis, en hy kry al die belonings wat Saul hom beloof het. En hy's 'n geëerde man, en hy's 'n gerespekteerde man. En alles gaan goed met Dawid. En sekerlik ook, vir die eerste keer in Dawid se lewe, is sy pa trots op hom. Want sy pa het nooit gedink hy's goed genoeg nie. Sy pa het hom weggejaag, dat die profeet die ander boeties moet salf. Die pa het gesê, Dawid, gaan pas jy skape op. Maar dank die Here het geweet, Dawid sit daar in die veld. Dawid se 3 oudste broers was al 3 offisiere in die weermag gewees. Gaan lees maar. Toe die moeilikheid kom, toe lê hulle in die sloot, toe is hulle bang, toe kom Dawid. Kan ek vir jou sê, gaan sit met daar in die veld, agter die skapies, die Here weet waar jy is. Die Here weet waar om jou te kry. En Dawid se lewe verander heeltemal, tot op 'n dag. En Saul raak jaloers. En die Bybel sê dat Saul probeer vir Dawid doodmaak. En Saul vat 'n spies. Julle het dit gelees. En hy gooi die spies na Dawid toe. En die Bybel sê dat hy het amper vir Dawid te draak gegooi. Net so. En Dawid besef, hy moet vlug. En Dawid moet uit die paleis uit, hy moet weg van sy mense af, hy moet almal wat hy geken het en almal vir wie hy lief is, moet hy agterlos, en Dawid moet nou gaan. En nou sit Dawid met die probleem, maar waarheen gaan ek? Waarheen gaan hy? Want almal rondom hulle is Filistyne. En wat het Dawid met die Filistyne gedoen? Hy het hulle pak gegee. Dawid het vir Goliat doodgemaak. Hy het Goliat se broers ook doodgemaak. Julle ken die Bybel. Die Bybel verklaar selfs, die vroue het gesing, Saul het duisende doodgemaak, maar Dawid het die 10.000 doodgemaak. Waarheen moet Dawid vlug? Want as hy weet, as die Filistyne hom in die hande kry, hy's daar dood, en hy's by sy eie huis, is hy ook dood. En die een skrywer skryf, hy sê, en Dawid was letterlik tussen 'n klip en 'n harde plek. Hy was letterlik tussen 'n klip
en 'n harde plek? Was jy al tussen 'n klip en 'n harde plek gewees? Maak nie saak waarheen jy gaan en jy het moeilikheid. En ons ken die verhaal op 'n stadium met Dawid hom mal gehou of kranksinnig gehou. Wat 'n vernedering was dit nie vir hom gewees nie. En op 'n stadium toe gaan sit Dawid voor 'n grot. Toe moes hy die paleis weer verruil vir die grot. Toe gaan sit hy daar voor die grot van Adullam. En Dawid skryf Psalm 34. En daar sit Dawid tussen die klip en 'n harde plek. Hy het nêrens omheen te gaan nie. Wonder ook, Here, hoekom gaan dit so met my? Here, ek het niks verkeerd gedoen nie. Here, ek is die man na u hart. En hier sit Dawid voor die grot en hy skryf in sy ellendige toestand hierdie psalm, en ek gaan vir jou enkele verse net lees. Dawid skryf, hy sê, ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. Wat 'n vers vir iemand in sy toestand om te skryf. Vers 3 sê in Engels, hy sê, oh, magnify the Lord with me, and let us all lift up his name together. Die geskiedenis leer ons die uitgeworpenes het toe ook nou maar daar het gehoor, Dawid is daar, en die uitgeworpenes het Dawid gekry, en al die mense wat weggejaag en weggestoot is, het daar by Dawid by mekaar gekom, en Dawid en die manne het nie gesit en hulle lot bekla nie, hulle het nie gekerm nie, hulle het nie gemurmureer nie. Dawid kyk na die manne so rondom hom, en Dawid sê vir hulle, luister, as julle by my wil wees, hier voor hierdie grot, hier gaan ons die naam van die Here groot maak. Kan ek en jy nie ook op 'n plek kom, waar ons saam met ons huismense nie sal net kerm en kla en murmureer en fout vind nie, sal ek en jy nie weer manne as konings en priesters en profete van ons huis, sal ons nie net opstaan en vir ons familie sê, dat in hierdie huis sal ons die Here dien nie. Hy sê, julle gaan nie by my kom kerm en kla nie. Ons gaan die naam van die Here groot maak. Ek is amper klaar. Ek weet ek is lank vanmôre, maar hierdie boodskap raak my diep. Hy skryf in vers 4, hy sê, maak die naam. Hy sê, maak die Here saam met my groot en laat ons sy naam verhef. Dan skryf hy in vers 7, hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor. En hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Ellendige, ek profeteer nie oor jou nie, ek lees die skrif. Jy wat voel soos 'n ellendige, die Here hoor jou. Ellendige, die Here sal jou uit al jou benoudhede uit verlos. Dan skryf hy in vers 8, klink vir my soos 'n ou apostolieliedjie. Hy sê, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en hy red hulle uit. Ag, as jy nie van hierdie een hou nie, dan los hom net so, ek sal hom vat. Vers 9 sê, smaak en sien dat die Here goed is. Smaak en sien, taste and see that God is good. Kan jy jou inding, hy sit voor die grot van Adullam, as 'n vlugteling van alles ontneem, en hy het niks, en hy sê, smaak en sien, dat God goed is. Toe voel ek hom net so klein.
kan ons nie weer daardie liedjie sing en daardie liedjie bedoel wat sê, you can take this whole world, but give me Jesus. Give me Jesus. Hy sê daaruit niks, maar hy sê, smaak en sien dat God goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. En dan skryf hy in vers 11, die jong leeu's ly armoede en het honger. Hy sê, maar die wat die Here soek, die wat die Here soek, die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. Romeine 11 sê, want hy wat tot God gaan, met glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Dat die Here tref 'n onderskeid tussen die wat hom soek, en tussen die wat hom nie soek nie. Ek wens ek kon klaarmaak vanmôre. Ek wens ek kon klaarmaak vanmôre. Maar ek wil net hierdie stukkie padkos by jou los vanmôre. Dat jy sal weet dat jy wat vanmôre ook soos 'n Gideon sit. Dat jy vanmôre sal sien, al voel jy swak, al voel jy soos 'n ellendige, al weet jy nie wat môre vir jou inhou of waarheen jy gaan nie. Ek wil hê dat jy moet in die gees kyk. Kyk net so 'n bietjie daar by jou onder die terpentynboom. Die Here is daar. Ek wil hê jy moet kyk net so 'n bietjie verby jou eie gevoel en wat jy van jouself dink en hoe jy jouself, want ons kan onsself partykeer pak gee. Party mense het nie nodig dat ander mense hulle beledig nie. Hulle doen dit heel goed op hulle eie. Heel goed op hulle eie. Annelie die manier, sy klap my so partykeer en sê sy, moenie sulke goed oor jou uitspreek nie. Ons is partykeer sê ons goed oor ons, hou op om my goed van jouself. Hoor wat sê die Here vir jou vanmôre. Die Here is met jou, dapper held, einde van die storie. En terwyl jy vra, Here, maar wat is besig om in my lewe aan te gaan, wil ek jy met vanmôre net 'n bietjie kyk na die groter prentjie. Na die groter prentjie. Dat God is dalk besig, of die Here is dalk besig om jou voor te berei vir dinge wat jy nie eers van bewus is nie. Ek kan van die Here, ek sluit hiermee af. Ek en jy gaan baie min in ons lewe vorentoe in ons lewe kyk en die plan van die Here sien. Dit werk nie so nie. Die Here gee gewoonlik vir 'n mens net genoeg vir die volgende dag. Die Bybel sê, sy genade is elke dag nie. Die Here vergeef vir jou baie keer net genade vir die volgende dag. Ken die verskil? Ek sê nie jy moet sonder 'n visie wees nie, maar hoor wat ek vir jou sê. Maar wanneer jy terugkyk in jou lewe, dan sien jy hoe val die stukkies van die legkaart in mekaar. Miskien is die Here besig om jou voor te berei vir dinge waarvan jy nie weet nie. Of miskien het die Here jou op die weegskaal gesit. Miskien is die Here besig om jou geloof te toets. Ek wil vir jou sê, kind van God, moenie die toets stop nie. Moenie die toets stop nie. Nebukadneser is op die weegskaal geplaas en hy is te lig bevind en dit was sy einde gewees. Mag God ons genadig wees dat ek en jy die toets deurkom.